Goeiemôre by hierdie week se Woensdag woord. So tussen 'n koffiekuier en 'n Woensdag woord, want ons gaan so 'n bietjie dieper in die teks ook in. Jammer dat ons laasweek die vragies uitgelaat het, maar ek sit dit vandag vir weer in dat jy weer daarna kan kyk, so 'n bietjie oor rit 1 te herdink. Oor wanneer het jy hongersnood in jou eie lewe ervaar, of dit fisies, emosioneel of geestelik was, en watter besluite dit veroorsaak, en alles daar rondom. En dan het ek vir die verdere studie gegee Deuteronomium 10 vers 18 en 19 oor God se liefde vir vreemdelinge, en ons gaan vandag in besonder verder daaroor gesels in die tweede hoofstuk van Rut. Nou die tweede hoofstuk van Rut ontvou met hierdie terloopse voorsienigheid. So as jy vir my so vra, wat is 'n herhalende tema wat in Rut 2 voorkom, dan sal ek vir jy sê hierdie toevalligheid. Dit het toevallig gebeur. Skynbare toevalligheid en menslike goedhartigheid. Dan Rut 2 vers 1 lees ons nou Naomi het 'n vermoënde familielid gehad van haar man Elimelech se kant af, en sy naam was Boas. So daar is hoop voorkant toe. Maar Rut en Naomi bly vir die oomblik onbewus van wat regtig besig was om te gebeur. Maar voordat ons verder gaan, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U altyd by ons teenwoordig is. Veral as dit vir ons voel asof U nie by ons is nie. So seën vir ons wanneer ons hierdie eeueoue verhaal 'n bietjie verder ontleed en bietjie daaroor dink wat U in ons eie lewens vir ons wil sê, sodat ons kan groei in ons geloof en ons toewyding en afhanklikheid teoor U. Amen. Hier in Rut die tweede hoofstuk lees ons Naomi het 'n vermoënde familielid gehad van haar man Elimelech se kant af. Sy naam was Boas. Rut, die Moabitiese vrou, vra te van Naomi, mag ek lande toe gaan om are op te tel by iemand wat my toelaat om dit te doen? Naomi antwoord haar, gaan gerus maar my dogter. Sy het toe geloop om die land te gaan are optel agter die graansnyers aan. Sy het uitgekom by die deel van die land wat behoort het aan Boas, die familielid van Elimelech. Boas het toe self uit Bethlehem daar aangekom en vir sy snyers gesê, mag die Here by julle wees, en hulle het hom geantwoord, mag die Here u seën. Boas vra toe vir sy voorman, wie is daardie meisie? En hy antwoord, sy is 'n Moabitiese meisie wat saam met Naomi van Moab afgekom het. Sy het gevra of sy are agter die snyers mag optel. Sy het toe gekom en is nog die hele tyd besig van vanmôre af tot nou toe. Sy rus nou net 'n bietjie. Boas sê toe vir Rut, luister my dogter, moenie op 'n ander land gaan are optel nie, moet ook nie van hier af weggaan nie. Bly hier by die meisies. Bly op die land waar hulle oes en volg hulle. Ek het die mans aangesê om nie lastig te val nie. En wanneer die dors is, gaan in die waterkruike toe en drink van die water wat die werksmense vir hulle geskep het. Rut het diep gebuig voor Boas en gevra, waarom is jy so goed vir my en stel jy belang in my, 'n buitelander? Boas antwoord daartoe, ek weet van alles wat jy vir jou skoonma gedoen het na die dood van haar man, en dat jy jou ouers in jou geboorteland verlaat het, en na 'n volk toe gekom het waarvan jy van tevore nie geweet het nie. Mag die Here jou beloon vir wat jy gedoen het, mag jy 'n welverdiende beloning ontvang van die Here, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. Sy het geantwoord, meneer, u bewys my guns, u laat my goed voel, u is vriendelik met my, al is ek nie eers een van die slavinne nie. Toe in etenstyd was, sê Boas vir haar, kom hierheen en eet 'n stukkie brood en doop dit in die wynsous. Sy het toe by die snyers gaan sit en Boas het vir haar gebraaide koring gegee. Nadat sy genoeg geëet het en self oorgehou het sy opgestaan en weer te gaan are optel. Boas het sy werkers toe beveel, sy mag dus nie gerwe are optel en julle mag haar nie pla nie. Julle moet ook van die are uit die gerwe haal en dit op die grond laat val. Sy mag dit optel sonder dat julle daaroor aanspreek. Rut het tot die aand are opgetel in die land. En toe sy uitslaan wat sy opgetel het, was dit ongeveer 13 kilogram. Sy het saamgevat en saamgeneem stad toe. Haar skoonma het gesien hoeveel sy by mekaar gemaak het.
Rut het ook van die kos wat sy oorgehou het vir haar skoonma gegee. Haar skoonma vra toe, waar het jy vandag Aro opgetel en wat jy alles gedoen? Mag die een wat in jou belangstel het, deur die Here geseën word. Sy het toe vir haar skoonma vertel wat sy gedoen het, en dat die man by wie sy die dag werk het sy naam Boas is. Naomi sê toe vir haar skoondogter, mag hy geseën word deur die Here wat nie toelaat, of wat nie nalaat om sy trou aan lewendes en dooies te bewys nie. En het Naomi bygevoeg, hierdie man is familie vir ons, hy is een van ons lossers. Rut, die Moabitiese vrou, sê toe, hy het ook nog vir my gesê ek moet by sy werksters bly totdat hy klaar geoes het. Hierop sê Naomi vir haar, dis goed vir jou, my dogter, dat jy saam met sy werkers uitgaan. Op 'n ander hand sê jy dalk gemolesteer word. Rut het toe saam met die werksters van Boas Aro opgetel, totdat die gars en koringoes ingesamel was. Sy het nog by haar skoonma gewoon. Nou Rut, gedryf deur die wete dat sy nou as vrou op niemand anders hulp kan reken nie, dat sy net kan agteroor sit nie, maar eintlik hier 'n vreemdeling in hierdie land was, en sy vir haarself en Naomi aan die lewe moes hou, vra toestemming om kos by mekaar te gaan maak. Daar in Rut 2 vers 2 lees ons, mag ek lande toe gaan om Aro op te tel by iemand wat my toelaat om dit te doen. Dat die praktyk van Aro optel, om die armes, die weduwees en die vreemdelinge toe te laat, om die koring Aro op te tel wat na die oes oorgebly het, was 'n tasbare erkenning van God se geregtigheid en sorg. Het was diep veranker in Israel se wette. Ek kan op lees daarvan in Levitikus 19 vers 9 en 10 en Deuteronomium 24 vers 19 tot 22. Rut se bereidwilligheid om van oggend tot aand te werk, wys by haar nederigheid en haar veerkragtigheid. Dis wat nou van haar gevra word, om haar na skoonma in die lewe te hou. Nou die skrif meld met sagte ironie hierdie terloopse gebeure. Letterlik, dit het so gebeur. Rut bevind haar toevallig op 'n stuk grond wat aan Boas, die verlangse familielid van Elimelech behoort, vers 3. Dit is die onderliggende tema van Rut. Wat soos toeval lyk, is uit die oogpunt van geloof, die hand van God wat ongesiens die geskiedenis aan mekaar weef. Boas se groet word gekenmerk met die seën, Rut 2 vers 4, mag die Here by julle wees. Nou hy ken duidelik die mense wat daar Aro optel, soos wat ons waarskynlik van die mense by die verkeersligte ken, wat 'n geldjie vra en dag vir dag by dieselfde verkeerslig staan. Maar dalk met minder weersin en irritasie as wat ons elke dag na hierdie mense kyk. Want vir grondeienaars was dit 'n teken van bevoordiging om iets van wat hulle van God ontvang terug te kan gee aan sy skepsels. Hy sien onmiddellik, hier is iemand nuut. Sy sit juist bietjie in rus in die effense skaduwee wat daar was, en hy vra, wie is daardie meisie? Wys vir ons dat die mense wat daar Aro optel nie net gesigte is nie. Hy ken sy werkers, die gereelde customers wat daar Aro optel. Sy is 'n Moabitiese meisie wat saam met Naomi van Moab afgekom het. Nou die skrif teken dit as dat hy 2 en 2 by mekaar sit toe hy van haar band met Naomi hoor. Maar ek het min twyfel daaroor dat hy haar vir meer as Naomi se skoondogter aangesien het. Maar kom ons werk nou met die kombinasie van hierdie twee motiverings. Hy beveel haar om naby sy vroulike werkers te bly, loop agter en aan soos wat Aro optel, laat val en tel het op. Ek het die mans opdrag gegee om jou uit te los, drink vir my werknemer se water. Rut se reaksie is nederigheid en verbasing. Vers 10. Waarom is hy so goed vir my? Stel die belang in my, in 'n buitelander. En dan antwoord Boas in vers 11 en 12, ek weet van alles wat jy vir jou skoonma gedoen het, na die dood van haar man,
en dat jy jou ouers en jou geboorteland verlaat het, na 'n volk toe gekom het, waarvan jy van tevore niks geweet het nie. Mag die Here jou beloon vir wat jy gedoen het. Mag jy 'n welverdiende beloning ontvang van die Here, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. Nou hierdie beeld van skuiling en toevlug kom deur die hele skrif voor. Jy kan dit ook lees in Psalm 91 vers 4, wat God se sagte beskerming beklemtoon. Maar Boas se goedhartigheid stop nie daar nie. Hy nooi Rut uit om van sy tafel af te eet. Hy deel sy gebraaide koring en wynsous, genoeg vir haar en oorskiet vir Naomi. Tevens hy gaan selfs verder. Hy beveel sy werkers om haar tussen die gerwe te laat are optel. Hy gee 'n opdrag om doelbewus extra stingels koring are uit die gerwe te haal, op die grond te laat val, te selke optel, vers 14 tot 16. Teen die einde van die dag versamel Rut omtrent 'n eva, 13 kilogram, amper 30 pond. 'n verbuisterende hoeveelheid vir een dag se are optel. Naomi is oorweldig. Vers 20, mag jy geseën word deur die Here, wat nie nalat om sy trou aan lewendes en dooies te bewys nie. Nou dalk het jy dit nou ook al gesien, hoe in hierdie oomblik Naomi se vroeëre belydenis oor God, wat God toe sy rug op my gedraai het, heeltemal skuif. Nou erken sy dat God se getrouheid voortduur, selfs in ballingskap en verlies. Die hoofstuk sluit af met Rut wat deur die res van die gars en koringoeste are optel, ongeveer 2 maande. Tydperk van voortdurende voorsiening en hoop. 'n Mens wil dalk amper wonder, is dit nie maar net 'n mooi weers geloof nie? En 'n mens mag dalk so dink. Hier kom die belangrike. Gelukkig gebruik God dit nie as 'n maatstaf nie. Nou wil ek jy moet baie mooi luister. Die Here sorg, ongeag hoe ons glo. Net so kanttekening oor die historiese en kulturele konteks. Die instelling van die armes wat kos op jou lande versamel, was radikaal vir sy tyd. Die meeste antieke samelewings het geen sulke beskerming vir die armes op buitelanders gehad nie. Maar in Rut speel hierdie gebruik 'n bepalende rol, wys juis op hierdie andersheid van die Here se volk, sy mense. Wys die boek Rut hoe gehoorsaamheid aan God se wet en die erkenklikheid van mense wat het, soos Boas in hierdie geval, lewens en gemeenskappe kan transformeer. Boas se optrede gaan selfs verder as die gesed. Dis nie net vriendelikheid nie, maar verbondsgetrouheid, barmhartigheid en vrygewigheid wat bo en behalwe blote plig gaan. Dis 'n verstaan van ek leef ook uit die hand van die Here. En daarom leef ek met 'n oop hand teenoor die Here se mense. So kom ons dink so 'n bietjie oor hierdie wisselwerking tussen menslike inisiatief, Rut se werksetiek, goddelike leiding, soos dit toevallig gebeur het, en verbondsgetrouheid, Boas se vrygewigheid. Temas wat sentraal staan in Rut 2. En dit sonder dat God op die voorgrond tree. En ek dink hier is die gedagte waaroor ons moet gaan dink in hierdie Kerstyd. God se voorsiening word dikwels nie deur dramatiese wonderwerke geopenbaar nie, maar baie maal deur die gewone getrouheid en medelee van sy kinders. So kom ons gaan dink hier verder. Hoe lyk God se voorsienigheid in die toevalligheid van my en jou lewe? Wie in my en jou storie was 'n Boas, 'n persoon wie se goedhartigheid ons lewenskoers verander het.
Watter geleenthede groot of klein, het ek en jy omgeset om omsien na in ons daaglikse routines te oefen? Hoe gebruik God jou besig wees, wat jy ook al doen, om in jou behoeftes te voorsien en moontlik ander mee te seën? En dan bietjie terug in 'n tyd toe jy God se sorg die duidelikste gesien het, maar eers agterna. Daar sal 3 gedeeltes vir verdere studie, Levitikus 23 vers 22 om die wenakkers vir die armes en die vreemdelinge te laat, 'n baie mooi gebruik. Psalm 36 vers 7, mense neem toevlug in die skadu van julle vlerke, en Jakobus 1 vers 27, godsdiens wat sorg vir weduwee en weeskinders. Rit 2 noem ons en nooi ons uit om die heilige in die daaglikse lewe raak te sien. Om te erken hoe God se liefdevolle goedhartigheid dikwels deur groot en klein dade van vrygewigheid verweefd is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat al sien ons U nie met die blote oog raak nie, U op besondere maniere betrokke is in ons lewens. Ons seën om ook verander tot seën te wees. Help ons dat ons besonder in hierdie Kerstyd U raak sien vir wie U is, met die hart soos wat U dit het, sodat ons so teenoor die wêreld kan gaan lewe, dat hulle in ons andersheid U beeld kan raak sien. Dankie vir die Boase en almal van ons se lewens, wat op een of ander manier vir ons tot seën was, in 'n tyd toe ons dit regtig nodig gehad het. Seën vir ons in hierdie week, hou U beskermende hand van liefde oor ons, in Jesus se naam. Amen. U moet 'n wonderlike dag hê. Groete en seën.